Jy kry taf en dan kry jy taai en ons niks so taai as 'n boer nie. 12 boere het 6 maande om so goed as moontlik te word in gemengde vegkuns. En op die 14de September gaan hulle stal wys in die versus kruit. En een Moereboer kampioen gaan dan aangekondig word. Hierdie is Moereboer. Die tyd het amptelik aangebreek, 6 maande se harde oefening, baie bloed, sweet en trane en ongelooflik baie effort van die boere. Ek moet sê ek voel baie opgewonde. Ek het 'n harde pad se voorbereiding gewees. Voel reg vir die ding. Ek wens ek kon al gister deelgeneem het. Toe ons vandag instap hier toe, dit is interessant. Ek was nog nie by so 'n plek nie. Ek het nog nooit 'n hok gesien soos dit nie. Maar toe ek nou hier aangestap het en ek sien die coaches hulle besig om op te slaan, dan kry jy sommer so vinnige hokkel op jou maag. Toe ek hier instap en ek sien die hok en alles toe, is ek net nog meer opgewonde. Ek het nie verwag het gaan so groot wees nie. Ek dink as al die mense nou eers inkom en die goed begin vol raak en jy stap hier in, ek dink dan gaan realiteit jou slaan. Toe ek hier ingestap het en ek sien hoe groot is hierdie plek net weer en hoeveel stoele hier is, toe het ek die laaste bietjie stres gehad tot ek nou van die wense gesien het. Ek moet sê, ek weet nie of ek regtig excited of gestres is nie. Ek's definitief 'n bietjie angstig, maar ek's baie opgewonde. 6 maande se voorbereiding is uiteindelik tot 'n einde, so ek's nogals excited. Kyk, voorbereiding is 'n moeilike ding. Ek dink dis die eerste keer wat ek so iets doen, so ek is onseker of ek genoeg voorberei het vir wat ook al kom. Maar sal dit maar vat soos wat dit kom. Ek dink die grootste voorbereiding vir die dag soos vandag is jou kop moet reg wees. My voorbereiding op die dag, dis maar wat dit is. Ek moet nou maar net glo en vertrou dat ek genoeg gedoen het voorheen en so nou sal ons sien of ek gedoen het of nie. Ek dink jy het genoeg tyd voor dit gehad. Nou is dit maar net om kop te hou en rustig te wees en jouself uit te rus vir wanneer dit gaan gebeur. Ek weet nie wat my reaksie gaan wees van die hele aand se belewenis nie. Ek weet nie eintlik wat om te verwag nie. So ek dink nie ek sal so skrik nie, maar ek sal definitief om cheer. Ja, ons sal dit moet bring vandag. Kan nie wag om die kruit te kom nie. Eerste fight van die aand, dit is die man van Brits, Lambertus Skeepers, teen die man van Middelburg, Erik Passon. Dames en heren, hierdie is ons eerste geveg van 3 rondes met 3 minute elk. Ons begin in die blauwhoek. Hy's 'n groente- en skapeboer. Hy maak sy MMA debuut vandag en hy weeg 104 kg in sy voetjies. Hy verteenwoordig sy plaas, Modelpack. Lambertus, Chicken Wing, Skeepers. En in ons rooi hoekie, hy's 'n graan- en komkommerboer. Hy maak sy MMA debuut vandag en hy weeg 120 kg in sy voetjies. Hy verteenwoordig sy plaas Opdrand boerdery van die metropolis van Middelburg. Erik Beton Passon. Die finale woorde wat ek vir Lambertus wil sê is, gaan net voluit en geniet dit. My laaste boodskap is, maar sterkte en mag die beste man wen. En hier gaan ons, dames en here, met die eerste geveg van Moereboer 2024. Lambertus Skeepers in die blou. Erik Passon met 'n groot skop. Lambertus laat op van sy rug af. Oh. Nou gaan ons sien of hierdie manne se tanks kan opbou. Die man hou nie terug nie. Ek kan so op my bloody stel wees, ek kry nie woord uit nie. Het lyk asof Erik wag vir daai een groot hou, Rikus. En daar gaan hy vir hom. Mis net en Lambertus weer op sy perd.
Goeie skop daarso van Lambertus Skeepers. Erik, wat beheer hou van die hok op die stadium? Het lyk nie asof hy baie daarmee doen nie. 1-2 wat mis daarso van Lambertus. Groot houe van Erik Mason. Intense fokus van al twee manne hierso. Lambertus wat lyk asof sy houe bietjie meer reguit is op die stadium. 'n klein mock charge daarso van Erik. En goeie houe daarso van Lambertus Skeepers. Daai leg kick. Linker uitvolhou daarso van Lambertus. Maar Erik gaan nie staan vir dit nie. Kom hy vorentoe. Ek sal af en nou as hulle mekaar bietjie meer begin skop, man, Rikus. Absoluut. Ek dink daai leg kick werk baie goed vir hom. Also 'n bietjie sy wind uit, 'n breek die momentum. Maar wat 'n begin. Nee, 'n fantastiese absolute ontploffing van energie in die middel van die dekagoon op die stadium. Lambertus wat sy daar die manne. Albei al lekker swaar asem op die stadium. Ons gaan kyk of hulle hierdie pas kan hou vir die volle 3 rondes. Nog 'n goeie hou van Lambertus. En daar's die eerste ronde van Moereboer in die boeke. Ongelooflik. Wat 'n begin. Ek weet van die blokke uit mekaar dadelik grond toe. En hulle spart, hulle swing, maar ek weet dis amazing. En daar's geen stop van een van hulle nie. Dis nou wat ons gaan sien, die adrenalien en so begin 'n rol speel. Nou hulle die adrenalien van die eerste ronde trek mens deur. Nou dat hulle sit en rus, gaan ons sien. Ons hoop hulle cardio is goed genoeg om die volle 3 rondes vir ons hierdie aksie te gee. En die ontmoet hulle weer in die middel van die dekagoon. Daar's hy skoppie. Lambertus is 'n regter wat 'n kort ontvang. Daar's hy skoppie weer van Erik Mason. En goeie houe van Lambertus. Daai regterhand van hom lyk vir my asof dit sy wapen van keuse vanaand is. En daar's land hy weer vir Lambertus. Bietjie meer aktiwiteit van Erik met die hande. Hy sal dit moet optel as hy die geveg wil wen. Op die stadium. Weer daai groot houe! Groot houe! Hy sien die moeilikheid. Lambertus het groot houe geland in daardie exchanges. As ek Lambertus is, hou ek my voet nou in die hoek. Nog 'n groot houe. Op die ken. Daar is hy weer. Erik moet opkyk, hy moet kyk waar die hou vandaan kom. Hy kan nie sy rug draai nie. En dit is verby. Baie goed vir Lambertus. Groot houe daar van Lambertus Skeepers. Ek is baie in my noppies met Lambertus se tegniek. Jy kan sien hy het die werk ingesit. En hier sien ons 'n paar terugspelle. Daar's 'n groot hou van Lambertus. Daai regterhand was die een wat hy gevind het die hele tyd. En daar's hy weer opvolg met die linkerhand. Fantastiese werk deur Lambertus Skeepers. Dames en here, die geveg was gestop op 1 minuut 18 sekondes in die tweede ronde. Vir ons wenner met 'n TKO, Lambertus Chicken Wing Skeepers. Hoe voel dit? Dit was aan. Nee, ek jou sê is heeltemal anders as 'n bar fight. Jy speel die fiks uit 'n moer se rol. Baie dankie vir Erik, sonder hom kon ek hier gewees het nie. Dankie vir Jannie, my vrou, my paale, Modelpark, Brits Jongboer Vereniging en die hele Brits vir julle ondersteuning. It's a machine show, well done. Dames en here, gee hulle vir Lambertus. Dis hier vir Brits Jongboer. Thanks.
Nou is dit tyd vir die reuse. Ons het vir Rian Gous teen Etienne Erasmus. Dis tyd vir die heavyweights. Ons volgende geveg tussen die boere in die Blauhoek. Hy's 'n graan- en komkommerboer. Hy maak sy MMA debuut vandag en hy weeg in op 139 kg in sy voetjies. Hy verteenwoordig sy plaas Gous boerdery vanuit die toeriste Mekka Noupoort. Rian Klipsag Gous! En sy opponent in die rooi hoekie. Hy is 'n Pekaniet boer. Hy maak sy MMA debuut vandag en weeg in op 123 kg in sy voetjies. Hy verteenwoordig sy plaas Pekanhoek in die Noord-Kaap. Etienne Goofy Erasmus! Ek hoop hy geniet dit ook. En mag die beste man wen. Ek hoop jy is reg. Ons gaan 'n show gooi, papa. En die geveg is aan die gang, die twee groot manne. En ons geen wag van Etienne Erasmus nie. Met 'n goeie hou van Etienne Erasmus, groot regterhou. Lyk nie ons dit vir Rian plan nie. Rian loop reg deur hulle. Rian het baie hartlik en ek het 'n goeie ken dit. Rian het 'n kanon hou wat hy daar gooi. En hy gooi Etienne gooi terug. Dis groot houe wat val hier, Sorrikus. En die volstryskop in die pens. Niemand daarvan nie. Weet nie of dit 'n fout was nie. Rian se reach wat verseker help en daai regter van hom is 'n stuk lood. Goeie skop daarso van Etienne. Daai skoppe gaan dividende betaal in die derde ronde. Sien Rian wat heeltyd afkyk. Ek dink hy wil 'n leg kick fake of 'n takedown fake en dan gooi hy daai regter kanon. Die flikkerling strap regs, kyk vir die been, skop hom in die kop. Ou graad 5 trick. Ou graad 5 trick. Ja, daar vang hom met sy graad 5 trick. En al twee ou manne laat op dieselfde tyd. Rian lyk asof hy 'n bietjie hoenderbene het op die stadium. Ja, kyk hy vir die been en slat hom in die kop. Hy jab hom wat hy meer moet gebruik ek. Maar die twee manne is moeg reeds hierso met 'n minuut en 20 sekondes om te gaan in die eerste ronde. So hoop ons hulle kan hierdie pas hou. Lyk of die fiksheid gaan verseker 'n rol speel. Met 'n agterpysie. Baie goeie regter deur Rian. Rian se hande hang. Nou kan jy sien ons sit met twee moeg manne. Nou gaan die cardio 'n rol speel. Kyk wie die grootste tank en nog 'n groot hou van Rian. Daar's 'n goeie hou. Nog 'n linker hou van Etienne, maar Rian gee net nie op nie. Nou het ons die eerste ronde in die boeke. Wat 'n ronde. Twee groot manne, hulle hou nie terug nie. Gaan op die agtervoet wees vir die ronde. Lyk of Etienne gaan vir die ding is. Rian met hom inwag. Rian sê hy gaan nie die energie mors om in die middel te ontmoet nie. Kom kry my hier. Hy gaan Dis moeilikheid. Die ouwe Rian. Ek pas op agter die kop slaan, hy word gewaarsku. Dit gee Rian weer kans om op te kom. Maar Etienne doen goed om hom oor te rol. Etienne het heeltemal beheer. Etienne moet sy knie nou opskuif tot onder sy elmboog sodat hy nie kan blok nie. Gaan kyk of Rian die tegnieke het om hier uit te kom. Dis 'n moeilike posisie. Hy doen goed om sy boude uit te skuif. En Etienne sê hy wil nie op die grond rondrol nie. Kom ons dans. Dis nie waarvoor ek ingeskryf het nie, meneer. Ek het ritme. Daai regter as hy net kan land. Waar slaan hy daar? Dis weer daai agterpysie. Pres. Weer daai regter wat land. Daar's 'n goeie op die trap switch. Linker regter. Hy loop net en dan gooi.
die manne is moeg. Goeie ouwe daar so van Etienne. Etienne met 'n tweede asem kry, lyk dit vir my. Hy doen 'n bietjie bodywork, is my goed. Ek dink is 'n slim ding nou. Ek kan nou net dieselfde ding sê, dis 'n goeie taktiek. Etienne wat terugkom baie sterk. En die uppercuts wat nou land. Rian, en die tyd is straat van die twee manne lyk nou moeg in hulle hoeke. In die begin van die tweede ronde het Rian hom uit ingekry, maar Etienne het baie mooi. Daai is nie wat hy wil hê nie. Daai is nie wat hy wil hê. Nee, daar land hy dadelik. Maar dis 'n lyk asof Etienne 'n tweede asem gekry het. Thanks. Hy sal homself intelligent verdedig of die skeieregter sal dit moet stop. As hom hier op die grond kry, is op moeilikheid. Dis klaar. Etienne Erasmus wat sy rondes maak as oorwinnaar. Hier sien ons groot ouens van Etienne Erasmus. Rian wat dit net nie meer kan vat nie, bietjie sy skouer en sy rug na sy opponent toe draai. Die skeieregter die geveg gestop op 28 sekondes in die derde ronde vir die wenner met TKO Etienne Goofy Erasmus. Dit was 'n lekker van die begin, jy het manne het hard gerol, jy het nig teruggehou nie. Al wat ek vir jou vra is gee van jou Goofy lag, dan kan jy gaan rus. Wat sê? Nou dalk vir ons twee mees atletiese manne op die kaart. Dis Stef Meintjies teen Dandrey Prinsloo. Dis Snors teen die man van Brits. Dames en heren, die volgende geveg is vir 3 rondes met 3 minute elk. Uit die blauwhoek, hy is 'n groente- en beesboer. Hy maak sy MMA debuut vandag en hy weeg in op 99 kg in sy voetjies. Hy verteenwoordig sy plaas, Meintjies Kroonboerdery, naby die dorpie Brits. Sy naam, Stef Vleiskyn Meintjies. En sy opponent in die rooihoek. Hy is 'n bees- en saaiboer en hy maak vandag ook sy MMA debuut en hy weeg in op 100 kg in sy voetjies. Hy verteenwoordig sy plaas, Hotspot Cattle, Wintersdorp, Dandrey, Stoorbesig, Prinsloo. My laaste boodskap aan my opponent is net dat ek hoop hy bring dit, want ek het hard gewerk vir hierdie. Ek's regtig baie trots op hom en hy moet net sy bes gee. En ons is weg vir ronde 1. Wys van respek van die twee atlete. Dandrey mors nie tyd nie. Hierdie manne klim in. Nee, hulle is nie hier vir doekies omdraai nie. Groot ouwe. Baie hard. Stef wat die bene gryp, soos wat hy ouwe eet, 'n goeie taktiek. Die pressure op die nek hier raak meer en meer. Ja. Het lyk asof hy nou die hand los gekry daarso. Druk sy kop net aan die ander kant. Baie, daar is 'n lekker tight in. Maar nou gryp hy op die een been. Nog groot houe van Dandrey. Dandrey wat die 5 pond hamer uithaal. En dadelik op hom. Dandrey hou niks terug nie. Oef. Goeie houe van Stef Meintjies, hy moet net meer van hulle gooi. Dis 'n harde skop daar op die been van Dandrey. Dandrey wat hy al die drywer uit in 'n swing vol.
Sanity wat so 'n bietjie profiel. Net gaan Baie kyk. goeie 1-2. Kyk, waar is ons nou eintlik? Goeie linker. Goeie houe daarso. Maar nou het Stef sy rug. Hier is 'n gevaarlike posisie vir Dan Raymond te wees. Dan ry dan met sy gewriggie daar. Wat sê? Stef eindig bo. Dis 'n lekker geleentheid om goeie houe te land van die bo af. Weer nou soveel as wat ek damage aanrig. Ek stem saam. Swingie puck. Swaai daai puck. Hy het goeie posisie. Hy moet net sy rug bietjie reguit maak, bietjie spasie maak en dan kan hy daai puck swaai. Eerste ronde in die boekies. Dan ry het vir Stef nie 'n sentimeter gegee nie. Moet sê die tegniek van Dan Ray Prins so lyk asof hy hard daaraan gewerk het. Hy het al 2 fights of 3 gehad. Jy kan sien, dis nie sy eerste keer by die dans nie. Dalk onder hierdie ligte, maar nie by die dans nie. Maar hy's bietjie meer gekalkuleer. En hy eet 'n linker af van Goeie houe van albei manne daar. Zaro. Stef doen goed om sy kop weg te kry. Baie goed. Skeieregter het gelyk as hy wil inspring na daai groot hou. Amers. Stef doen goed en daarso het hy goeie posisie teruggekry. Stef maak sy hande vas en probeer 'n groot hou slaan, daarso wat net mis. Stef lyk asof hy probeer wurg van daarso af. En daarso is die tap. Dames en here, daai skitterende geveg is die skeieregter gestop in die tweede ronde na 2 minute en 20 sekondes vir die wenner, Stef Vleiskoi Maintjies. Het 'n goeie comeback gemaak, 'n paar houe geëet. Ek sien die oog is bietjie geswel. Hoe voel jy? Ja, was tof. Wel dan André het gebruik. Al kry jy weer my chong gerus. Ons het nou 3 van ons boeregevegte gesien en in die volgende episode sal julle die volgende 3 sien. Dis koestyd.